As ons kyk na die stukkie geskiedenis, wil tog so 'n paar van die feite net noem wat gebeur het op Bartlemeesnag, wat ons van daar af dit kan bespreek. Dan sien ons hierdie verskriklike slagting of die oorsprong van hierdie slagting kan ons eintlik terugtrek na die politieke en die godsdienstige intriges van een familie. Koning Charles die 9de van Frankryk was Catharina de Medici of de Medici, afhangende van die mense dit dan uitspreek, die gewoonte is, ek gaan praat van de Medici, sy tweede seun wat op die troon gesit het. Nou, haar oudste seun Francis II het maar 'n kort bewind gehad. En voordat hy gesterf het sy swak gesondheid hom eintlik 'n teiken gemaak vir die manipulasie deur ander. Nou Francis II het toe onder die invloed geval van 'n Rooms-Katolieke familie wat die politieke mag van die Hugenote op so 'n wyse onklaar wil maak. Maar toe sien Catharina hoe dat nog 'n seun van haar, Charles, ook prooi geval het vir die invloede van buite. Maar hierdie keer was dit invloed van die ander kant. Een van Charles se adviseurs was die baie bekende admiraal de Coligny. Nou hy was 'n Hugenoot wat die oorlog teen Spanje ondersteun het as 'n manier om die hervatting van die burgeroorlog wat daar in Frankryk geheers het tussen die Hugenote en die Katolieke te vermy. En so het Catharina dan gesien hoe Charles se oor al meer en meer na die van admiraal de Coligny se kant toe beweeg het. En sy het toe besluit om sake in haar eie hande te neem. Sy het haar steun gegee aan 'n komplot wat deur die familie, as ek dit reg uitspreek, gemaak is om Coligny te vermoor. En die sluipmoord was beplan vir die week van haar dogter se troue gewees. Nou kortliks kan ek maar net sê dat tydens hierdie huweliksseremonie is Coligny toe net gewond gewees. Hulle het nie daarin geslaag om hom daar te vermoor nie. En Catharina het begin vrees dat haar betrokkenheid by die komplot wat daar was, ontdek sou. So 'n nuwe komplot is toe in die geheim beraam. Hierdie keer om al die Hugenote leiers in Parys uit te roei. Die goedkeuring van haar seun Charles, heel waarskynlik mislei is. Daar is gesê dat, as ek dit reg verstaan, dat die Hugenote op die punt was om te rebelleer, en daarom het hy toe sy goedkeuring gegee dat die slagting plaasvind net voor dagbreek op 24 Augustus 1572. Maar die slagting nie beperk gebly tot net die Hugenote leiers in Parys nie. En dit het op die ou einde ook baie langer geduur as net die een nag. Oor die hoeveelheid Hugenote wat tydens hierdie slagting gesterf het, is daar glad nie enigheid nie. Ek dink dit hang maar af ook na wie mens luister en wie die ene is wat die feite weergee. Die getal verskil van 2000 volgens 'n Rooms-Katolieke apologeet tot 70.000 deur 'n Hugenoot. Dit is die hertog van Sully wat self net in die slagting vrygespring het wat gesê daar soveel mense wat gesterf het. Maar 'n meer redelike getal is heel waarskynlik tussen omtrent 2000 in Frankryk, 2000 en 3000 mense in Parys eerder en dan tussen so 3000 en 7000 in al die ander gedeeltes. Maar dit hang maar af na wie mens ook luister. Daar is steeds mense wat meen dat die dodetal eerder tussen 20 en 30.000 mense moet wees. Ongeag die totaal was hierdie 'n verskriklike nag gewees in die geskiedenis. En ons gaan daarom 'n bietjie kyk na die gebeure van daardie nag, hoe dit vergelyk met ander gebeure, soortgelyke gebeure van die geskiedenis, en dan ook na gedeeltes in die skrif wat ons 'n perspektief daarop moet gee. Nou eerstens, soos wat ek genoem het aan die begin, het hierdie slagting plaasgevind vanweë politieke oorwegings primêr. Nou as ons terugdink aan die geskiedenis en ons gaan kyk na die verskriklike vervolging wat plaasgevind het onder Nero, dan sien ons soortgelyk was daardie vervolging van die vroeë Christelike kerk ook weens ander motiveringe as godsdienst gewees. Nero het die Christene destyds die skuld gegee vir 'n groot brand
wat dwars deur Rome gewoed het. In 64 na Christus is groot dele van Rome verwoes deur die brand. En die Romeinse bevolking was ekonomies lam gelê. Nou argeologiese opgrawings het wel bewyse vir die brand gevind, maar kon nie bepaal wie die brand begin het. Wat ons wel weet is dat Nero van hierdie geleentheid gebruik gemaak het om van die bedreiging van die Christene in sy oë, of die bedreiging wat hy gedink het die Christene vir die Romeinse Ryk ingehou het, ontslae te raak. Maar wat veral van belang is om raak te sien, broers en susters, is juist dat hierdie hele gevolging op politieke oorwegings berus. Net soos wat die geval was met Bartolomeus. Nero het die Christene blameer vir 'n staatkundige ramp wat Rome getref het. En op so 'n wyse dan ander blameer en fokus van almal se haat en frustrasie geskuif na die Christen. En dit was ook die geval met Bartolomeus. Grond van politieke oorwegings het Caterina de Medici aanvanklik die sluipmoord op Piccolini beplan. En later tot die komplot teen al die Hugenote leiers bygedra, wat gelei het tot die groot slagting wat daarop gevolg het. Wat leer ons hieruit? Dat die groot vyand, Satan, enige wapen in sy arsenaal sal aanwend om die kerk van Christus te verwoes. En weet jy, ons sien dit in ons eie land. Hier waar Christelike beginsels van ons misdadigers maak. Hoekom op grond van maatskaplike oorwegings? Dit word al moeiliker en moeiliker om ons doopbelofte na te kom en ons kinders reg te leer. Dit word al moeiliker en moeiliker om in 'n samelewing te funksioneer waar van ons God en Here spotting gemaak word, vermaaklikheidsprogramme, ook in akademiese gesprekke. Maar ons sien, dis nie die eerste keer in die geskiedenis wat dit gebeur. Soos onder meer met die vervolging onder Nero, was ander gronde as godsdiens ook die verskoning wat die vyand gebruik het om die kerk te bedreig, Christene te vervolg, tydens Bartolomeus naam. Nou Keiser Decius, broers en susters, het eerlik uitgevaardig, wat vereis het dat almal in die ryk, behalwe die Jode, 'n offer aan die gode moes bring, in aanskouing of teenwoordigheid van 'n Romeinse magistraat, waarvoor hulle dan 'n bewys sou ontvang dat hulle dit gedoen het. Nou die dekreet is deel van Decius se poging om die tradisionele Romeinse waardes te herstel en te behou, maar dit uit die aard van die saak gelei tot die verskriklike vervolging van Christene dwars oor die hele Romeinse Ryk van destyds. En ek noem dit sodat ons nie die fout moet maak om te dink dat gelowiges op grond van ander oorwegings primêr as ons godsdiens vervolg. Dat wanneer gelowiges, soos met die nag of Sint Bartolomeus nag, of soos met Nero, eintlik maar net op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd was. Dit is nie die geval. Ongeag die motivering, bly die stryd altyd 'n stryd tussen lig en duisternis. Ten diepste bly dit 'n aanval op ons godsdiens en op ons kerk. Al word ander oortuigings, ander motiverings soms as verskoning voorgebruik. En so was dit dan ook die geval met Sint Bartolomeus. Die verskoning was polities van aard. Die aanval was nog steeds op die kerk van God. Jode het Joodse Christene gemartel en vermoor lang voordat die Romeinse owerhede betrokke geraak. As voorbeeld kan ons terugdink aan Jakobus van die tempel se dak afgewys. Paulus sê self in sy brief aan die gemeente in Galasië hoe dat hy die kerk uitermate vervolg het op grond van sy Joodse herkoms en sy opleiding. Paulus. Tydens Sint Bartolomeus naam was dit ook volksgenote wat mekaar vermoor. 'n verskil in geloofsoortuiging het daartoe gelei dat volksgenoot vir volksgenoot, buurman vir buurman en 'n broer vir broer vermoor het. Vandag, broers en susters,
ervaar ons dit ook waar. Ons deur ons eie volksgenote, deur kerkleiers, publiek veroordeel word. Elke keer wat ons opstaan teen die gruwels wat in ons kerke en in ons volksgeleerdere goed gepraat en selfs aangemoedig word. Dit waarna door die Frans volgens natuurlik ook verwys. 'n ander onlangse voorbeeld het ons self ervaar ter die redakteur van ons boodskappe in die koerant aangeval is, omdat hy teen die sogenaamde aanbidding van Christelike kerk saam met die moslems uitgesproken was. Daarvoor is hy in die publiek aangeval. En dan raak ons nog nie eers aan onderwerpe soos homoseksualiteit of sosiale geregtigheid in ons kerk. Net soos met die vroeë kerk was die Hugenote deur hulle eie mense, eie volk vervolg. En net soos met die Hugenote Bartholomeus naam. So dit vandag ook die geval, waar die waarheid van 'n eie gelede bedreig word. Dit is nie uniek aan die geskiedenis of 'n nuwe verskynsel wat ons vandag ervaar nie. Maar nou kan ons vir onsself vra, waarom sou God dit toelaat? Waarom die vervolging van die vroeë Christelike kerk en waarom gebeure in die geskiedenis soos die van Sint Bartholomeus? As ons kyk na die opbou tot die koms van Christus, sien ons dat in die tyd waar die skrif oor stil is, God nog steeds besig was om dinge in plek te kry vir die koms van sy seun. Na die val van die Persiese ryk, het die Grieke die grense vir die bekende wêreld vasgestel. Deur die Romeinse ryk het dit nog verder uitgebrei. Infrastruktuur, kommunikasielyne, vervoerstelsels, stabiliteit is oor die grootste dele van die destyds bekende wêreld gevestig. Nou al hierdie dinge was die pad waar langs God die blye boodskap na die koms van Christus sou versprei. Die vervoermiddel van die evangelie. Dit was natuurlik die gelowiges van die vroeë kerk. Broers en susters, brandstof was die vuur van die vervolging. In Daniël 12 vers 10 beskryf ons Here vervolging soos volg. Baie sal gereinig, gesuiwer, gelouter word. Maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie. Maar die verstandiges sal verstaan. Hierdie verskriklike vervolginge wat die vroeë Christene moes verduur, het God hulle gestuur om die evangelie te versprei. En dis presies wat ons ook sien met die nagevolge van die slagting van Sint Bartholomeus. Bartholomeus het weer die aanvang van die burgeroorlog, die godsdienstige burgeroorlog eerder in Frankryk gemerk. Nou die Hugenote beweging was lank gelê deur die groot verlies van so baie van die beweging se prominente leiers en aristokrasie. En baie lede het daarna na die Romeinse kerk oorgegaan. Nou die slagting het op die aard van die saak enige vertroue tussen die twee godsdienstige faksies vernietig. En het gelei tot 'n polarisasie in die bevolking wat versoening baie moeilik gemaak. Maar terselfdertyd het die Hugenote weerstand aangewakker. Dit het gelei tot versterkte protestantse stede in die voortsetting van die gewapende konflik. Die edikt van Saint-Germain en Ley, ek hoop ek spreek dit reg, wat toegewings aan die Hugenote toegestaan het, is uit die aard van die saak daarom klaargemaak deur die gebeure van Bartholomeus naam, want die geweld het enige welwillendheid wat bestaan en verwoes. Maar dit alles het op die ou manier bygedra die opkoms van Hendrik van Ware, die koning van Frankryk. Sy huwelik met Margaret van Valois het hom in lyn van die troon geplaas, en nadat hy die groot slagting van Sint Bartholomeus naam oorleef het hy in 1589 die troon bestyg en het dit aanleiding gegee tot die edikt van Nantes 1598, baie meer regte aan die Hugenote verleen het. Dit ingesluit vryheid van godsdienst, gelyke burgerregte ensovoorts. En daar was die
Franse godsdienstige burgeroorlog toe nou effektief beëindig. Al hierdie dinge was maar een stukkie van die legkaart wat aanleiding gegee het dat onder meer 'n eeu later, 1685, die Franse egenote weer wêreld uit ons vlug met die herroeping van die Edikt van Nantes. Op so 'n wyse het God ook hulle beginsels dwars oor die wêreld, daardie besondere Christelike beginsels gevind en gevorm op die woord van God oor die bekende wêreld versprei, net soos wat die geval was met die vroeë Christelike kerk. So as ons slagting van Sint Bartolomeusnag vergelyk met die vervolging in die vroeë Christelike kerk, dan sien mens kry ons toch 'n redelike teologiese perspektief op die vervolging van gelowiges oor die algemeen. Ons sien dat die vyand, Satan, enige verskoning sal gebruik om die kerk aan te val. Het sy dit polities, sosiaal, maatskaplik, staatkundig van aard is. So was die politieke oorwegings die dryf agter die moorde in die geval van Sint Bartolomeusnag. Maar terselfdertyd onthou ons pragtige Gesang 477 wat ons gesing het, is steeds God wat self sy kerk in stand hou. Dan sien ons ook die diepste, al is daar ander motiveringe agter die aanval, is dit maar net deel van die stryd tussen lig en duisternis. Ongeag die motivering, ongeag die verskoning wat daar agter sit. Die vyand doen alles in sy vermoë om die waarheid stil te maak. Maar terselfdertyd weet ons Here het alreeds die oorwinning behaal. Soos in Frans gesê, Christus het daar aan die kruis gehang. Ons leer egter ook dat dit nie vir ons snaaks moet wees as baie van die aanvalle vanuit ons eie gelede geskied nie. So was dit volksgenote, die egenote op Sint Bartolomeusnag ook vermoor. So word baie aanvalle op die kerk en waar uitgevoer deur mense wat ons as ons eie mense beskou. Maar dit herinner ons egter ook dat die koninkryk van God eers bestaan bo ons aardse koninkryk. Dat ons eerstens volk van God is, bo ander tydelike verbintenis. En dan moet ons onthou, God beloof dat hy alles ten goeie laat uitdraai vir sy kinders. En wanneer hy die belofte maak, praat hy nie van die tydelike hier op aarde nie, maar primêr eerder oor die ewige. Die ewigheidstoekoms wat vir elkeen van sy kinders wag. Selfs aanvalle deur die groot vyand wend hy aan ter uitbreiding van sy koninkryk, saligheid van sy kinders, en soos wat ons hier ook sien, tot verspreiding van die waarheid. So waar los dit ons vandag? Ons Here maak dit ook baie duidelik dat die vervolging net erger en erger sal raak, soos wat sy wederkoms al nader en nader kom. Dit is nie iets net van die geskiedenis nie. Dit is ook toch duidelik uit die apokaliptiese gedeeltes in die woord, soos die van Daniël waarna ons reeds verwys het. Maar as ons stilstaan by die gedeelte in Daniël, dan sien ons baie meer as net die waarskuwing van die vervolging in die eindtye sal gebeur. Ons sien broers en susters, eerstens, die gelowige kan volhard ten spyte van vervolging, omdat God ons beloof dat hy steeds die gebeure bepaal. Ons lees in vers 10, het ons al reeds ook gelees, baie sal gereinig en versuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddelose handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan, die verstandige sal verstaan. Nou Daniël, toe hy hierdie woorde gehoor het, kon nie die volle implikasie van hierdie belofte begryp nie. Maar dink aan die blydskap wat in sy hart sou heers, as hy maar nie geweet het wat God ongeveer 400 jaar later sou doen. Ons vanoggend gehoor het die bloed van Christus, is elke kind van God gereinig, gewas. So God bevestig aan Daniël met hierdie belofte, dat presies dit wat hy eintlik van die begin af beloof en beplan het. En daarom hierdie woorde aan Daniël, woorde wat hy in Christus tot vervulling gebring. Maar die belofte, broers en susters, kan ook gepaard met die verskriklike vervolging wat vir elke gelowige in die wêreld wag.
elkeen wat 'n kind van God is, elkeen wat deur Christus gereinig is, sal deur die wêreld verag, verwerp en vervolg word. Christus sê dit homself in Matteus 5:11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my wil. So vervolging is vandag steeds 'n realiteit van elkeen van ons as gelowiges se lewens. Maar luister mooi hoe God dit beskryf. Baie sal gerein, gesuiwer en gelouter. Net soos wat goud deur die vuur gereinig word, broers en susters, so word die volk van God deur die stormvuur van vervolging gevorm, gelouter. So selfs die vervolging deur die wêreld gebruik God tot voordeel van sy kinders. Hy gebruik dit as voorbereiding van die gelowige vir die stryd teen die bose wat ons kan volhard. Hy gebruik dit om die gelowige te herinner dat hy altyd afhanklik is van die kruis. En hy gebruik dit sodat die gelowige homself daagliks sal bekeer, sal terugkeer na die voete van sy Here. Dit is die werklikheid met die vervolging van die vroeë Christelike kerk, die slagting van Sint Bartolomeus na. So ons werklikheid vandag. Maar ons sien tweedens, kan ons volhard ten spyte van vervolging, omdat God ons ook beloof dat hy die tyd van alle dinge bepaal. Ons lees in vers 7, toe hoor ek die man met linne bekleed, wat oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende tye en al die tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi, sal al hierdie dinge vervul word. Dit verwys na 'n lang, 'n verlenging. Vanaf ons Here se eerste koms tot en met sy wederkoms, moet ons weet dat elke kind van God vervolging in die gesig staan. En soos wat die tyd verloop, sal dit net erger en erger. En hierdie visioen wat God aan Daniël gegee het, maak dit baie duidelik dat die vervolging deur die wêreld nie kinderspeletjies gaan wees nie. Dit het ons gesien in die geskiedenis van Sint Bartolomeus. Maar vers 11 gaan verder en gee meer inligting. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Nou dis beeldspraak, broers en susters. En hy sê eintlik hier dat die tydperk van vervolging lank, moeilik, swaar sal wees. En dit is so hierdie beskrywing dat bestrigting ook in die regeringstydperk van Antiochus IV Epiphanes. Hy het ongeveer 200 jaar na Daniël geleef. Ook hier was daar 'n verskriklike vervolging wat plaasgevind het. Hy het as Syriese goewerneur oor Israel geheers. En hy was 'n brutale vervolger van die gelowiges. Hy het onder meer die offerdiens afgeskaf, die tempel ontheilig. En hy laat mense beslis dink aan 'n tipe anti-Christus wat die kinders van God vervolg het. Maar in die eindtyd sal die ware anti-Christus sy verskyning maak. En net soos Antiochus IV, net soos die Jode, soos die Romeinse keisers, en net soos op Bartolomeusnag ook gebeur het, sal hy die gelowiges vervolg. Hy sal openbare godsdienst totaal en al onmoontlik maak. Al die afgode sal verhoog word. Geld, mag, sekularisme, communisme ensovoorts. Presies hoe dit gaan lyk en wat dit alles gaan weet, dit weet ons. Maar ons kan weet vanuit hierdie gedeelte, soos wat die geskiedenis ook vir ons waarsku en getuig, die gelowiges sal in hierdie tyd ewig vervolg word. Maar God beloof, dat is daar so 'n lang tydperk van verskriklike gebeure soos wat daar ook op Sint Bartolomeusnag was. Hy reeds die dag en datum bepaal waarop hierdie vervolging sal staan. En daarom kan ons sonder om te weet wanneer die eindtyd is. Ten spyte van vervolging, ten spyte van 'n geskiedenis vol gebeure soos die van Sint Bartolomeusnag, volhard in God se belofte dat hy ook oor die tye beskik. En dan sien ons laastens, ons kan volhard, omdat God ons beloof dat ons beloning sal ontvang. Ons lees in vers 13, jy gaan hier na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot die bestemming aan die einde van die dag. Ons kan volhard,
Want God beskik oor alles wat gebeur. Oor wanneer dit alles gebeur. En hier beloof hy ons wat volhard ons beloning sal ontvang. Nou net geloof in die belofte is alreeds genoegsaam om te kan volhard te midde van die grootste vervolging. Nou hierdie belofte, broers en susters, is drievoudig. Dis rus van ons stryd, opstanding vanuit die dode, en dan die erfdeel van die gelowige, na die gedeelte wat hy sê, sal opstaan tot jou bestemming. Dit was die werklikheid vir die vroeë Christelike kerk van Christus. Die werklikheid vir die gelowiges op Sint Bartolomeusnag, en die werklikheid vir ons vandag. En die stryd wat ons hier het, die vervolging wat ons op in die oor staan, dit is die belofte. En reeds nou leef ons in die wonderlike heerskappy van ons Here, in sy teenwoordigheid. Op grond van dit wat hy reeds vir u en vir my gedoen het, kan ons volhard, soos by gelowiges deur die eeue die vervolging moet volhard. So op vandag, waar ons op hierdie dag, denken van Sint Bartolomeusdag, stil staan, leer ons baie as ons terugdink aan gebeure soos die waarna ons praat. Ook as ons terugdink aan ander gevalle van vervolging, soos die van Antiochus IV, die Romeinse keiser van Christendom. Ons kry 'n idee van wat wagte is, maar ook 'n begrip vir baie van die dinge wat reeds gebeur het. 'n begrip vir baie van die dinge wat ons vandag alreeds ervaar. Raad en Daniel, gaan heen en volhard. Dis die raad vandag aan ons hier aan die suidpunt van Afrika. Gaan heen en volhard. Volhard in getrouheid tot God, ongeag die omstandighede, ongeag moontlike vervolging wat ons ervaar, ongeag die tydperk wat die goddeloosheid hier rondom ons leef. Volhard. Volhard in getrouheid, by die werk, by die skool, by die huis, daar waar jou God gegewe roeping jou ook al mag neem, ten midde van hierdie vervolging. Volhard. Jy kan volhard. Ons Here beskik oor alles wat gebeur. Oor wanneer dit gebeur. En hy het ons beloof, ons sal ons erfdeel ontvang. Gaan heen en volhard. Want jy kan volhard, selfs te midde van die stormvuur van vervolging, soos met Sint Bartolomeus. Jy kan volhard. En die belofte is, dat God jou is